Geliefdes, ons is hier by mekaar in liefdevolle herinnering aan Carol Francis Smit, wat gebore is die 19de Julie 1950, en wat dan ook verhuis het na Hemelse Vader woning op die 15de April 2024. Kom ons bid saam. Ons Vader, Here, as ons hier by mekaar is, U ken ons elkeen, U ken ons harte en U weet ook hoe die afsterwe van Carol ons elkeen geraak het. Here, en daarom wil ons ook in hierdie oomblik bid vir U krag en U genade. Wil ons bid dat U ons elkeen mag vashou en toevou in U arms. Die dood is wel 'n oorwinne vyand, Vader, ons weet, maar steeds 'n vyand. Dit bly vir ons steeds so sleg en so hartseer. En daarom wil U ook dan, as ons vandag U woord lees, wil U ons deur U woord troos. Met die deur die Heilige Gees in ons harte werk, en dat ons ook in die oorwinning wat Jesus Christus vir ons behaal het, dat ons daarin kan vashou. Ons bid dit, o Here, in die naam van ons Here Jesus Christus, U Seun, en ons Herder. Amen. Nou, geliefdes, die dood is een van die hartseerste dinge wat ons baie keer ervaar, en baie keer probeer ons 'n bietjie sin maak van die dood. Nee, wanneer iemand na 'n lang siekbed sterwe, dan sal mense sê, jong, gelukkig het jy tyd gehad om te groet. En wanneer iemand skielik doodgaan, dan sal mense sê, jong, gelukkig was dit nie 'n lang siekbed nie. So asof die een beter is as die ander een, terwyl navorsing maar sê dat die effek, die hartseer wat dood bring, in albei gevalle ewe erg is. Die trauma is ewe erg. Die enigste uitsondering is die trauma van wanneer 'n kind sterf. Maar goed, die rede hoekom ons dit vir mekaar sê vandag is dat ons moenie dink dat daar met ons fout is, as ons baie keer net voel, ons is regtig hartseer nie. Saam met hartseer kom maar baie keer ook skuldgevoelens. Nee, mens wonder of ons nie mens nie meer kon doen nie, nog dalk een keer moes gaan kuier het, en dis alles deel van die rouproses waardeur ons gaan. En hierdie rouproses is nie 'n ding wat sommer net binne 'n paar dae afgehandel word nie. Net en daarom die woord proses. Dis iets wat tyd vat. En dan in die omgewing van 6 weke later, dan kom baie van die ou emosies terug. En dan dink mense hulle is besig om regtig mal te word, want dis nou al 6 weke, terwyl mens net jouself moet herinner, dis nie nou al nie, dis nou maar 6 weke. So die wêreld is kits en vinnig, alles moet eers dan moet gou gaan, jy kry 'n paar dae compassionate leave, en dan gaan die lewe weer aan, maar om iemand te verwerk, wat so lank deel was van 'n mens se lewe, die afsterwe daarvan te verwerk, is nie so vinnig nie. Daarom sit ons met hierdie twee werklikhede, né? Die een werklikheid is die werklikheid van die verlies, en dit is wat mense ervaar, en die ander werklikheid is die werklikheid van die verlossing. En dis wat die Here vir ons deur sy woord leer. Nou die verlossing vat nie die verlies weg nie, maar dit gee wel 'n ander dimensie aan die verlies. Want vat ons die verlossing van Jesus Christus weg, dan sit ons net met verlies, en dan is ons eintlik troosteloos. So kom ons, voordat ons die Here se woord lees, kom ons sing op berge en in dale. Hy is ook in die blaadjie gedruk, dis 2 verse, op berge en in dale en oral is my God. Ons kan dit staande sing en daarna weer sit.
Luister wat die Here vir ons in sy woord leer uit 2 Korintiërs 4 uit. 2 Korintiërs 4 gaan ons al van vers 6 af lees tot 5 vers 10. Daar so staan, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Christus Jesus uitstraal. Ons wat hierdie skat, nou hierdie skat is die kennis van Christus, nie die evangelie. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend wat ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo en daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo en daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik, dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons. Want ons verlang daarna dat ons woning in die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse behoor die aardse aantrek, sodat sterflikes verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy sy gees vir ons gegee. En daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon, maar of ons hier woon of ons daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Nou geliefdes, daar word in die Bybel op verskillende maniere oor die mens gepraat. Nee, net so met so 'n paar merkes. Aan die een kant word daar in die Bybel baie positief oor die mens gepraat. Genesis 1 lees ons dat die mens geskape is na die beeld van God, na die mens geskape is as die kroon van sy skepping. Nee, hy is die belangrikste van alles wat die Here gemaak het, word die mens aangestel as die heerser oor die skepping, na die beeld van die Here, nee, ons is sy kunswerke. Psalm 8 praat ook oor hierdie kroon van die skepping en dat ons belangrik is na die Here elke oomblik van elke dag aan hom dink, of aan ons dink. Maar aan die ander kant, geliefdes, teken die woord van die Here ook baie keer die mens bietjie minder positief. Want ons lees ook in Genesis dat na die sondeval ons nie meer lewe na die beeld van die Here nie, maar na die beeld van 'n sondaar mens. Nee, Romeine 3 sê dat ons as mense nie meer verstandig is nie, dat ons afgedwaal het, dat ons nie meer soek na die wil van die Here nie. Daarby saam sê die Bybel ook, Psalm 103, dat die mense lewe is maar soos 'n blom, nee, dis mooi, dit kom op, maar is vinnig en dit gaan verby, dit vergaan. Of die gedeelte wat ons gelees het, sê dat ons lewe is soos 'n tent wat vinnig verwoes en verrenoveer word, wat afgebreek word. Ook in ons teks, soos 'n kleipot wat maklik breek en vergaan. Met ander woorde,
Wat die Here vir ons se woord, wat die Here se woord ons oor die mens leer, is dat al is ons na sy beeld geskape en al is ons die kroon van sy skepping, is ons bestaan hier op aarde, ook as gevolg van die sondeval, maar tydelik. Ons lewe is kortstondig. Ons word elkeen as het ware na ons eie dood gedryf. Nou geliefdes, beteken dit dan dat daar vir ons geen toekoms is nie? Dat ons maar net gebore word om te sterwe en dat ons maar vergaan, dat dit ons lot is? Dat ons maar soeg en sweet en as dit verby is dit nou maar net verby? Nee, geliefdes. En daarom is daar hierdie troos, ook in die Here se woord, dat ons as die Here se kinders, ons wat aan hom behoort, met ander woorde, ook vandag 'n besonder kerel, dat daar baie meer weggelê is, as net die seer van hierdie lewe. Ja, sê Korintiërs, ons is wel kleipotte wat maklik breek, en ons kleipotte is vol krake, dit is so, is vol tekortkominge, is vol sonde, dis kleipotte wat vergaan, maar sê hy, dis kleipotte wat 'n skat in hom het. 'n Skat wat alles oortref, 'n skat wat groter as hierdie breekbaarheid, 'n krag, sê Paulus, wat in ons is, wat nie van onsself is nie, maar wat van die Here self afkom. En hierdie krag, hierdie skat, is ons Here Jesus Christus. En die eenheid wat ons in ons Here Jesus het, oortref hierdie tydelikheid, hierdie seer by verre. Dit verander ons lewe. Dit dring ons om anders te wees, maar dit verander nie net ons lewe nou nie, dit verander ons lewe tot in toekoms. En ons is hier omdat Karel se kleipot finaal gebreek het. En haar kleipot het eintlik die afgelope 10 jaar baie gekraak. En tog die troos. Paulus sê dat al is ons uiterlik besig om te vergaan, dit kan ons sien. Ons sien dit, dementia, Alzheimer's, mense wat uiterlik besig is om te vergaan. Mense wat later eintlik ons nie meer herken nie. Maar ten spyte van dit word ons innerlik van dag tot dag vernuwe, bedoelende dat die Here ook deur sy Gees in Karel en op 'n manier met haar kan kommunikeer wat ons nie verstaan nie. Dat die krag wat alles by verre weg oortref, miskien nie vir ons sigbaar was nie, maar dat dit in haar was. En tog interessant nie, want as ons 'n skat het, dan sal ons dit in 'n kluis bære, ons sal dit wegsluit. Maar God is anders. Hy plaas hierdie skat van die evangelie binne in kleipotte wat maklik breek. Die krag van Christus in ons, gewone mense. En daarom weet ons dat wanneer 'n kleipot breek, is dit nie die einde van die pot nie. Want toe as die pot breek, dan bly die krag van die Here bly voortbestaan. Jesus Christus hou ons aan. En daarom die troos, nie, dat Karel het nie ophou bestaan nie, is nie verby nie. Sy is net nie meer hier nie. Paulus self skryf ook, of ek nou hier lewe, en of ek by die Here lewe, solank ek net volgens die wil van die Here kan lewe, is dit reg. Want die pottebakker van hierdie potte, is nie verleë oor sy potte nie. Dit is by ons soos, iets breek, gooi ons dit weg, ons kry 'n nuwe een. Maar die Here gooi nie sy potte weg nie, hy herstel die pot tot 'n nuwe heerlikheid. Want as daar 'n skat in die pot is, dan beteken dat die pot eintlik bestaan ter wille van die skat. Want 'n leë pot beteken tog niks. Ons bestaan ter wille en danksy ons Here Jesus Christus. En dis hoekom as Paulus later skryf van Filippense, dan sê hy, my lewe is die lewe in Christus is vir my alles. Die sterwe is 'n wins. Ons is self ook maar kleipotte. Ja, ons is hartseer want Karel se kleipot het gebreek. En so sal my en jou kleipot ook eendag breek. Maar die woordjie wat ons nodig het om in hierdie breekbare bestaan te kan leef, te kan voortleef, is die woord hoop. En hoop, die Christelike hoop is nie, ons hoop maar dit of dat gebeur nie, nee, dis maar 'n onsekerheid. Die Christelike hoop is 'n sekerheid om te sê, maar die krag wat alles by verre weg oortref, is die krag van Christus. Is nie iets waarop ek hoop nie, is iets wat ek weet, iets waarvan ek seker kan wees. En dis hoekom Paulus sê dat
al word ons verdruk in allerlei omstandighede, ons word nie terneergedruk nie, of al is ons radeloos, of oor raad verleë, is ons nie radeloos nie, ons word op die grond gegooi, maar nie vernietig nie, want ons behoort, ons identiteit is ons behoort aan iemand anders. En dis daardie hoop wat ons dring, wat ons optel, wat ons dra, wat ons beskerm. Dis daardie hoop wat vir ons vreugde gee, vreugde in ons Here Jesus Christus. En dis omdat ons weet dat Karel voortleef in die Here, dat ons ook kan voortleef. Ja, dit is so, ons lewe is nou anders. Ons lewe het nou een mens minder. So al leef ons voort met 'n gemis en 'n verlies, is die Here ook groter as dit. Psalm 31 praat ook van hierdie broosbaarheid, maar skryf Dawid dan, dat sy troos is, dat hy weet, ons tye is in die Here se hand. Van die kleinste begin tot die grootste, is alles in die Here se hand. Elke sekonde, elke keer as ek my oë knip, of my hart klop, of ek asemhaal, is alles in die Here se hand. Swaar kry en voorspoedtye, ook my hartseer tye, in die Here se hand. Want hy is immers die groot pottebakker. Mag ons ook dan in die dae wat vir ons voorlê vashou in hierdie skat, hierdie hoop. Mag ons ook deur die Heilige Gees getroos word om te sê, Here, dit is so, ek het nie eintlik die krag om self noodwendig net aan te gaan nie. Maar by U weet ek, is dit moontlik. Want ek het 'n skat. Ek wil graag afsluit met 'n verhaal van 'n kunskompetisie wat ek gelees het, wat plaasgevind het in New York, en die tema van die kompetisie was vrede. En die skildery wat gewen het was 'n pragtige skildery, mens kan jouself indink, nee, die stroompies en die groen heuwels, 'n wolkie of twee in die lug met 'n kind wat by 'n waterpolletjie sit en vis vang. Maar die skildery wat die tweede prys gewen het, was 'n skildery waarop daar 'n storm was, 'n storm wat gewoed het met weerligstrale en gietende reën, swaar donker wolke, en dan in die middel van hierdie skildery was daar 'n prentjie van 'n arend wat teen die hange sy nes gemaak het met sy vlerke oor sy kleintjies gesprei. Vrede. Nee, dat dinge woed en storm en losbars, maar die arend sprei sy vlerke oor hierdie kleintjies. Vrede te midde van die onweer. En vir ons as die Here se kinders is daai vrede lê in Christus en Jesus alleen. As ons nie vandag vir mekaar kan sê dat ons Here Jesus die dood oorwin het nie, dat hy ook gesterf het, maar dat hy opgestaan het. As ons nie dit vir mekaar kan sê nie, dan het ons eintlik niks om te sê nie, want dat beteken hierdie lewe is al wat daar is. En as hierdie lewe alles wat daar is, wat is die sin dan van alles? En daarom om vrede te hê, ten spyte van die tydelikheid, om vrede te hê, ten spyte van breekbaarheid, om vrede te hê, ten spyte van die kortstondigheid van ons bestaan, wat in 'n oogwink verbygaan. Dit is 'n vrede wat die Bybel as 'n skat beskryf. En dis daai skat waar ons moet vashou. Karel het nie ophou bestaan nie. Sy is net nie meer hier nie. Mag die Here vir my en vir jou en vir ons elkeen toevou in sy vrede, soos wat net hy kan. Amen. Voordat ons gaan sing, wil ek net graag vir Benjamin kans gee, dat hy wil ook net graag 'n paar woorde sê. Middag, my naam is Benjamin, ek is Ben en Karel se seun. Dankie vir die geleentheid om 'n paar woorde te spreek. Eerstens wil ek graag namens die familie dankie sê vir die volgende. Dankie vir al die mense wat hier vandag wat my ma se lewe kom vier. Spesifiek familie en vriende wat van ver af gekom het. Dankie Kim, Lisa, Tannie Alet. Ons waardeer dat julle almal dit kom maak. Dankie vir al die vele boodskappe en troos en gebede wat ons ontvang het. Baie dankie vir al die ondersteuning van Tannie Alet Brink. Veral my pa sê baie dankie deur al die moeilike tye.
Ons wil ook graag vir die kerk en Dominee Denant bedank vir 'n pragtige troostdiens en ondersteuning. Ons is ook dankbaar vir al die susters by Esperanza wat so mooi na my ma gekyk het in die latere jare van haar siekte. Laastens wil ons dankie sê vir God, ons hemelse Vader, vir sy genade en vrede en veral deur hierdie moeilike tye. Dalk weet julle, maar ek het groot geword tweetalig. My pa het ek Afrikaans mee gepraat, my ma het ek Engels mee gepraat. Ek is al lankal nou in die FSA, so ek gaan 'n bietjie meer oor my ma praat in Engels. I'm sure my English family approve of this. It's hard to say everything you want to tell a person in his lifetime in only a few minutes. I want to begin by telling you what my mom meant to us. She was kind, caring, hardworking, a passionate figure of strength who supported and loved her family and friends unconditionally and who soldiered on even when times were tough. The loss of my mother has left an emptiness in our hearts that can never be filled, but she has provided us with memories that will last us a lifetime. Her lessons will live on through her children and grandchildren, her testimonies of her wisdom and character. She fought bravely in the face of illness, with a sense of dignity and courage that only I can hope to emulate. Carol was a wonderful life partner, a mother, a grandmother, and a friend. What defined my mother was her ability to care for others with acts of service. This was her language of love. She dedicated her entire life in service of her family and friends. I have so much gratitude to what she did for all of us. But what I will remember and cherish the most is my mother's extraordinary kindness. Everyone here today can probably recall a time when her kindness touched their lives. She had a unique ability to see the good in people and to forgive faults, even though it took a bit of time. The Scottish blood ran quite deep there. She would open her heart and her home to anyone in need. She made sure that no one ever felt alone or without a friend in her presence. This kindness, this pure, selfless, unconditional love is her lasting legacy. I recall fondly the support she showed us by being at most every sport in school and social event. The long nights she helped us with school projects. The rush to get from one event to the other on time, albeit at the speed of light. She took an interest in our lives and supported us unconditionally, sometimes at the cost of her own dreams. For this, we will be forever thankful. My mother also had a passion for life that was contagious. She loved traveling with my dad and her family to new places, having wonderful adventures and making lasting memories. She was excellent at Trivial Pursuit and other games, enjoyed a good laugh, a difficult crossword puzzle, and some wine with her ice. She was also an amazing cook. Who does not remember those decadent dinners or Sunday family lunches? My personal favorite was her oxtail dish. Carol was such a loving and caring granny. Even though we lived far away, the time she spent with her granddaughters was special. We traveled all over South Africa, the USA, England and Mexico together and shared some wonderful memories. These were very special moments for all of us. During these visits, she used to play all kinds of games with the kids, even taught them how to play rummy, a skill which they mastered to my detriment. Carol's organizational skills were unrivaled. She managed a household like a well-oiled machine. We would have been lost without her. It was a pleasure to go camping with her, as she would have everything you would ever need in its own dedicated spot for all eventualities. My kids used to say that Granny's bag is the Mary Poppins bag. You can find anything in it. Carol was also special to all those she met, especially family and friends. She could strike up a friendly conversation with anybody, anywhere, to my and Kay's embarrassment. Her outgoing personality, caring nature, quick wit, and engaging smile was infectious to all who met her. There was not much that she would not do for her family and friends.
I recall fondly our regular visits to Auntie Kathy in Pretoria at the Frail Care Home, where we took her out for tea and cake. Later in life, she would do the same for my granny and my grandpa, my Uncle Hanson and Auntie Edna, in the same way. I remember going to Steeldale Pick and Pay with them every holiday to go do groceries, commandeered to push the trolley, and bribed, of course, with a soft serve ice cream afterwards. Oh, did my mother love her ice cream and milkshakes. The last time I saw her, we had a milkshake. She looked happy. It's an honor to stand before you and to share my precious memories of my mother. I feel privileged to have been her son. She will be missed by all, but she will always live on through the hopes, dreams, accomplishments of myself and my family, and because of that, she will always live on in my eyes. I love you so much, Mom. I will miss you more than words can say. Heaven has gained another angel. A Mother's Love by Helen Steiner Rice. A mother's love is something that no one can explain. It's made of deep devotion and sacrifice and pain. It's endless and unselfish and enduring come what may, for nothing can destroy it or take that love away. Dankie Benjamin, dis nie almal wat kans sien daarvoor nie, so ons waardeer dat jy dit ook gedoen het. Tweede lied wat ook op die blaadjie gedrink is, ja, voordat ons dit sing, wil ek graag hoor, is daar enigiemand anders wat graag iets wil sê? 'n Woord of spreek, of so, julle is welkom. Goed, in die blaadjie, die tweede lied, ek sien 'n nuwe hemel kom, nee, ons sing van die troos en die hoop wat ons het. En dan is 2 verse wat ons sing, die volgende vers, vers 5, gaan oor as oorwinnaars, dat ons in Jesus Christus meer as oorwinnaars is. Kom ons sing hierdie 2 liedere saam, en dan sluit ek vir ons af met 'n gebed. Ons Vader, Here, dankie dat ons daai ewige troos en hoop het. Dat ons ook in en deur die hartseer U Seun Jesus Christus voor oë kan hou, dat hy die bron van ons troos en hoop is. Here, dankie dat ons ook kon hoor van alles wat Benjamin ook vir ons gesê het oor Karel. Dankie dat ons U ook kan dank vir soveel mooi herinneringe wat die familie ook en die vriende oor haar kan hê. Dat hulle dit alles kan ronddra, dat dit hulle ook ryker mense gemaak het. Dankie dat Karel dan ook in soveel omstandighede U instrument kon wees. En dat die liefde en die omgee, die karaktertrekke van ons Here Jesus Christus ook op so 'n manier deur haar kon skyn. Vader, dankie vir haar lewe. Dankie vir die vrou wat sy was, die ma wat sy was, die vriendin wat sy was. Dankie vir alles wat U ook vir haar en in haar en deur haar gedoen het. Nou lyk die pad vorentoe onbekend. Here, dit lyk anders. En daarom het ons U genade en U krag so nodig. Ons weet dat die krag om te kan voortgaan is nie 'n krag wat ons in onsself het nie, dis 'n krag wat U vir ons gee, en dis waarvoor ons U bid. Dat U die familie in besonder
maar hoe ons ook ons elkeen, ook hulle wat nie hier kan wees nie, maar graag hier wil wees, dat U ons mag oprig, mag optel en dra. Ja, want al is die toekoms vir ons onbekend, vir U is dit bekend. U is immers die alwetende, alomteenwoordigende, almagtige God. En daarom kom ons na U toe. O Here, in die wete en die troos, dat U ons gebede baie meer verhoor as wat ons bid of dink. Ja, en ook en veral omdat ons dit bid in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie, ons gaan nou sommer saam agter in die saal verder kuier. Dankie vir almal se teenwoordigheid. Julle is welkom. Ons sou die erediens sou uitgesaai, om een of ander rede is ons internet af. Maar ons gaan hom wel hierna, hy word nou opgeneem, en sal ons hom oplaai op YouTube, en dan sal ek ook net die skakel vir Ben stuur. Dankie.